and all that he has done. For who can match his kindness, and who can count his words? Oh, let our praise continue till evening draws in close. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Oh, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Oh, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is right to give him thanks and praise. It is right to give him thanks and praise. Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vanmôre by mekaar te wees in die Here se goedheid en sy genade. Dis vanmôre ons blanket run hier in Bloemfontein. Dit raak lekker koel hierso. En ja, wat 'n voorreg is dit nie om net te kan deel nie. God het vir ons die voorreg gegee om sy hande en voete te wees. Hy het ons gekies om hier op die aarde sy hond te verteenwoordig. En dis regtig 'n voorreg vanmôre vir ons hier in Bloemfontein om ietsie te kan doen wat 'n verskil in iemand anders se lewe gaan maak. Dit is so 'n wonderlike voorreg, en om te seën en geseën te wees. Ek dink, en ek nie dink nie, ek weet, dit is God se plan vir elkeen van ons. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir u wonderlike liefde en genade. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir u woord. Spreek u asseblief vandag met ons. Deponeer u woord in ons harte. Kom vorm en maak ons. En gee vir ons, Here, dit wat ons nodig het, om u te kan dien, om u kind te kan wees, en om u te kan volg. Dankie, Here, dat u ons vergewe. Dankie dat u ons vrymaak. Dankie dat u ons restoreer, gedurig deur. Dankie dat u vir ons elke dag die brood gee wat ons vandag nodig het. Dankie dat u genade nuut en vars is elke dag. Dankie dat u vir ons geloof gee. Dankie dat u ons lei. Dankie dat u ons help. Dankie dat u ons God en ons verlosser is. Ek prys u, Vader. Seën u woord in ons harte. Dit vra ek in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so wil gou net vinnig sê, laasweek het ons 'n bietjie gekyk na die hele storie van die verlore seun en wat is ons doel en motief in die lewe. Maar vandag wil ek 'n bietjie kyk na, ek wil weer die storie van die verlore seun gebruik en ons kyk spesifiek meer na die ouer broer en ons wil net gou 'n bietjie kyk daar. Ons het laasweek gesien dat die ouer broer
was baie kwaad dat sy pa sy broer teruggevat het en dat hy hom geseën het. En dit is amper snaaks om dit te sien, maar dit is so belangrik om te verstaan wat eintlik hier aan die gang is. Ek wil vir ons net lees. Dit is in Lukas hoofstuk 15 en ek gaan sommer daarvan vers 25 af lees. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader aan die huis kom, hoor hy musiek en beurtsang. En hy roep een van die diensknegte na hom en vra vir hom wat dit beteken. En hy sê toe, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggevind het. En nou luister net hier wat gebeur. Tog sou 'n ou verwag dat as 'n familielid weg is en kom ons sê nou maar vir mekaar, so op die verkeerde pad beland het, vir watter rede ook al. En jy weet, gedoen het wat hierdie verlore seun gedoen het, en hy kom terug, dan wil ek amper sê, verwag mens dat die persoon, die broer, bly sal wees, dat het vir hom goed sal wees, maar kyk wat gebeur hier. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Nou, hierdie is 'n baie belangrike stukkie skrif. Die ouer broer is heeltemal buite voeling met wat aangaan. Hy dink dat dit vir hom as mens moontlik is om sy vader, ons hemelse Vader, tevrede te stel, om God se standaard te vervul. Dit is vir geen mens moontlik nie, dis onmoontlik. Jesus kom en hy sê, al sê jy vir jou broer Raka, volgens my het jy reeds moord gepleeg. So, al wat Jesus net doen is, om ons net vir ons te sê, nie dat hy dit als vir ons kwaad is nie, maar net om te sê, jy as mens kan nie by daai plek uitkom nie, want geen mens kan ooit die hele wet hou nie, dis onmoontlik. En daarom het ons die Here nodig. Daarom het ons Jesus nodig, en hierdie verlore seun, hy dien sy pa as 'n slaaf en nie as 'n kind nie. En dis waaroor ek vandag wil praat. Is ons slawe van God, of is ons kinders van God? En dit het 'n baie groot invloed op ons lewe, op hoe ons die lewe sien, hoe ons optree, wat ons vir mense doen, hoe ons reageer in omstandighede en dinge in ons lewe. Ek lees verder, maar hy antwoord, vers 30, maar toe hierdie seun van u kom, hoor wat nou my, hierdie seun van u, nie my broer nie, dis jou kind nie, dis nie my broer nie, hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik wees en bly wees, hierdie verlore broer van jou was dood en het lewendig geword, en hy was verlore en hy is gevind. Ouers, dit is tog so belangrik. En wat ek wil sê is, mag ons asseblief nie die ouer broer wees in die verhoudings in ons lewe nie. Mag ons asseblief nie die ouer broer wees, dat wanneer God iemand vergewe, dat wanneer God iemand seën, dat wanneer God goed aan mense doen, uit die bron van wie God is goed, God is goedheid. En as dit gebeur, mag ons nie soos die ouer broer dit soort van verafskeid en kwaad wees en dink wat gaan nou hier aan nie. So ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor wat is die gesindheid van die ouer broer, wat dan nou 'n slaaf is. Hy's 'n slaaf. Hy doen alles wat hy moet. Hy het hierdie pligsbesef en hy's amper hierdie rolmodel in sy eie oë. In sy eie oë. Sy pa is lief vir hom, sy pa se genade is vir hom genoeg. Sy pa sê alles wat hier is joune. Jy kan doen, jy kan vra en jy kan ontvang en jy kan gebruik my genade, goedheid, krag, guns vir jou lewe. Maar en die probleem is dat jy probeer dit verdien. Jy dink dat voor jy kan vra vir God se guns, God se goedheid, God se genade, moet jy eers sekere werke en pligte doen om dit te kan verdien. Nou, dit is baie waar. Ons as kinders van God dien
nie om liefgehet te wees nie. Ons dien nie om liefde te kry nie. Ons dien omdat die Here ons volkome lief het. Dis baie, baie belangrik. As ek die Here dien, want ek wil hom beïndruk, ek wil vir die Here wys ek is 'n goeie mens, en dan, hoor net mooi, dan skuld die Here my, dan moet hy moet vir my goed wees, hy moet my seën, want ek is goed en ek verdien dit. Jy sien, ek wil goed wees, ons wil die Here dien, maar nie sodat hy ons lief het nie, want daar's 'n geweldige groot probleem daar. Geen mens kan ooit goed genoeg wees om God se liefde, genade, goedheid, guns, vergifnis te verdien nie. Met ander woorde, ons sal dit nooit maak nie. Maak nie saak hoe goed ek is nie, maak nie saak hoe presies ek lewe nie. Daar sal gedurig hierdie sin van onwaardigheid in my wese wees, wat my sal dwing en druk om dinge te doen wat ek nie noodwendig wil nie, maar doen dit maar. Ensovoorts, ensovoorts. 'n slaaf dien uit verdienste, om uit verdienste te ontvang. 'n kind dien omdat al die beloftes van God in Christus Jesus, ja en amen is. Nou, baie keer moet 'n ou net bietjie stop en dink. Al die beloftes van God is in Christus, ja en amen. Nie in verdienste nie, want dis waar die punt lê. In Christus is ons ontvang, aanvaar. Ons het toegang tot sy liefde, genade, goedheid, voorsiening, beskerming. Elke liewe belofte van God is in Christus aan ons bemaak. Ok, so mag ek van God ontvang wanneer ek nie verdien nie? Verseker. En dit is waar die ouer broer so kwaad geword het. Hy het by homself gedink, my broer, hierdie knaap wat weg was, verdien glad nie dat jy hom terugvat nie. Pa, dis nie reg nie, wat pa nou doen is verkeerd. Hy het geweet wat hy doen, hy het gaan rondloop, hy het allerlei dinge gedoen, en nou kom hy, en in die aard van die saak, kom ons backtrack net so 'n bietjie. Hierdie seun het na sy pa toe gekom en sê, pa, ek is jammer, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, en sy pa het hom vergewe, en sy pa het hom vrygespreek, en dit het die ouer broer kwaad gemaak, want jy kan nie net so vergewe word, en dan dien, en dan seën jou vader jou nie, want onthou die ouer broer sê, ek moet werk, ek moet verdien, en uit dit uit sal ons nooit goed genoeg wees, om enige iets van ons vader te ontvang nie. Al is ons 'n kind, en ons het 'n slaafmentaliteit, dan bly ons buite. Ons het nie vrymoedigheid in sy teenwoordigheid nie. Ons het nie die vrymoedigheid om te kom en te vra vir vergifnis nie. Om te sê, Here, asseblief help my. Ek verdien nie dat U my help nie. Ek het hier op 'n verkeerde pad afgegaan. Help my asseblief. Ensovoorts. Ok. Die slaafmentaliteit maak dat mense kwaad is. Mense het 'n residensiële kwaad in hulle. Dit maak dat mense verontreg voel. Dit maak dat mense bitter is. Dit maak dat hulle die lewe vanuit 'n baie negatiewe hoek uit beskou, want dit is asof dit is altyd onregverdig. Hoe kan dit gebeur? Hoe kan daai persoon dit kry? Hoe kan dit? Want ek doen alles wat ek moet en ek kry niks. En dit is die punt. Niks wat ek kry of nie kry nie, het moet verdienste te doen nie. Wat ons kry is uit genade uit, wat God ons mee seën. Die God van ligte, by wie daar geen skadu of van omkering is nie. Van hom af daal neer elke goeie gawe. Ok. Die verlore seun, of die slaafmentaliteit, wat na ons toe kom, wanneer ons nie besef, dat God se goedheid die basis van ons lewe is nie. Goedheid van God. Ons gaan nou 'n bietjie meer na dit kyk. Okay. Hy word kwaad as ander vergewe word, veral as hy voel hulle verdien dit nie. Dit is so belangrik. Hy kan nie maklik lag nie. Iemand wat 'n slaafmentaliteit het, sukkel om te lag. Iemand met 'n slaafmentaliteit sukkel om vreugde vir iemand anders te kan sien. Sukkel om kom ek gebruik nou maar die term, om die son oor iemand anders te laat skyn, want ek bedoel, as die son oor jou skyn, waar is my son? Amper daai tipe van ding. Ek stap die regte pad, so ek verdien sonskyn, en jy, volgens my, verdien ek nie. Wat irrelevant is, dit het niks, ek is nie jou God nie, ek is nie jou meester nie, die Here is,
En hy seën en hy wil seën en goedheid en guns laat skyn oor ons. Die slaafmentaliteit maak mense baie negatief. En kom ek net een of twee voorbeelde noem, soos dit word nou winter, so rukkie terug het almal gesê, "Oeg, maar dit is vieslik warm vandag." Of in vandag, nou die dag so rukkie terug was dit aaklig koud gewees. "Oeg, dit is so aaklig hierdie koue." Ouens, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis lekker koud en dis lekker warm. In die koue, as ek dink dit is nou aaklig koud, dan stem ek myself klaar negatief en dis aaklig, dis koud. Kyk, ek het niks om te doen nie, ek kry so koud. Nee, weet jy wat? Stap 2 keer om die blok of wat ook al jy wil doen, drink 'n koppie warm koffie en gaan koop vir jou pannekoek en steek 'n vuur aan en geniet die koue byvoorbeeld. Of dit is vieslik warm. Nee, weet jy wat? Dit is warm. Geniet dit. Maak iets goeds van dit. Sien die goeie daarin. Dis warm, so jy het nie nodig om 'n klomp klere aan te trek nie. Dis warm, drink 'n lekker koeldrank en gaan sit in die koelte of gaan swem of gaan doen wat nodig is. Soek die goeie, soek dit wat daar is, die goeie in die lewe wat God klaar daar gesit het. Maar die oomblik wat die slaaf warm kry, dan is dit iemand se skuld. Die oomblik as die slaaf koud kry, dan is dit iemand se skuld. Hoekom is dit so koud? Hoekom is dit altyd koud? Hoekom moet ek altyd koud kry? En kan jy sien daai gesindheid wat van die slaaf afkom? En dit is so sleg vir my en jou as kind van God om in daai plek te lewe. Kom ek net 'n ander voorbeeld gebruik. Okay, net voor ek by dit kom, ek wil net nog 'n voorbeeld gebruik, maar voor ek daarby uitkom, wil ek net iets sê van 'n slaaf. 'n Slaaf moet homself heeltyd bewys. 'n Slaaf moet heeltyd bewys hy is goed genoeg. Hy kan nie 'n guns ontvang nie. As jy vir iemand wat 'n slaafmentaliteit het, iets wil gee, nee, wat? Hoekom? Hoekom wil jy dit vir my gee? Wat wil jy moet ek doen? Ensovoorts. 'n Slaaf kan nie ontvang nie. Hulle sukkel vreeslik om te ontvang. En dis presies wat die vyand met ons wil doen. As hy nie kan keer dat jy 'n kind van God is nie, dan wil hy jou hier in 'n hoek vasdruk en vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy verdien niks nie, alles wat verkeerd is, gebeur altyd met jou, ensovoorts. Moet guns en voorsiening verdien van God. Ek moet die Here bewys, ek is goed genoeg. Kom ek gebruik 'n voorbeeld van byvoorbeeld, kom ons sê, iets gebeur wat jou program ontwrig. Jy het nou hierdie program, jy gaan nou A, B, C, D, E doen, jy gaan so laat ry, nou gaan jy daar stop en jy gaan ewe skielik, jy buite kom is jou kar se wiel pap. Jene, die kar se wiel is pap. Ag nee, hoekom is my kar se wiel altyd pap? Hoekom gebeur dit altyd met my? Nou is ons weer laat. Ag nee, stop. Slegte goed gebeur met almal, goeie mense, slegte mense. Die feit dat daar dinge in die lewe gebeur wat nie vir ons lekker is nie. Okay, onthou net dit. Dis nie lekker nie, is nie lekker as jy uitkom in jou kar se wiel is pappie. Maar wat dit 10 maal erger maak as jy na dit kyk as 'n slaaf en dink, hoekom my kar se wiel? Hoekom die oggend as ek op vakansie wil ry, is my kar se wiel pap? Ouens, hoor net mooi, ek wil vir jou ietsie sê wat jy nooit moet vergeet nie. Die lewe gebeur nie met jou nie, maar die lewe gebeur vir jou. In elke situasie wat gebeur, moenie as 'n slaaf na dit kyk en dit hoor mooi, beskou as 'n straf nie. Ek het niks gedoen nie, ek doen alles reg, hoekom word ek gestraf? Dis nie 'n straf nie, dis die gebrokenheid van die aarde, wiele word pap, vensters breek, wat ook al gebeur, negatiewe goed gebeur met almal, maar die probleem is, die slaaf voel elke keer as enige iets met hom gebeur, word hy vir iets gestraf. En daarom is dit ongeregverdig, want hy het nou vragies niks verkeerd gedoen nie. En dit is nie straf nie. Dit is nie straf nie, dit is deel van die lewe. Jy weet, die slaaf besef nie, dat sy pa, sy vader, sy Here, sy verlosser, sy voorsiener, die goedheid van God, is altyd by hom, in goeie tye en in slegte tye. In goeie tye dank ons die Here, dankie vir hierdie wonderlike, suksesvolle projek. Nou is daar 'n projek wat miskien nie so suksesvol is met 'n paar haakplekke. Nou die slaaf dink nee. Die kind van God, die kind sê, okay Here,
hierdie is nie lekker nie, dis 'n groot uitdaging, maar dankie Here dat U saam met my is. Dankie dat U hier is om my te help. Here, dankie dat U my genadig is, dat U vir my goed is. Dankie dat U vir my deure oopmaak wat ek nie self kan oopmaak nie. Dankie dat U vir my dinge doen wat ek nie eers oor kan droom nie. Ek loof U en ek prys U. Kan jy die verskil sien? Dit is 'n hele ander gesindheid. God is met jou, oral waar jy mag gaan. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kyk in die lewe, kyk na geleenthede. En dis die volgende probleem van 'n slaafmentaliteit. Hulle kan nie geleenthede raak sien nie. Die oomblik as iets gebeur wat buite sy perfekte verwagting en dinge moet so en so wees, dan val alles plat. Dis nie goed genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie, hier's fout, hier's probleme, wat gaan aan, wie se skuld is dit, hoekom gebeur dit? Okay. En dis eenvoudig net nie hoe God werk nie. God is met my. As ek in die sloot val, ek is 'n skaap, ek loop saam met die Here, ek kyk hier waar ek loop, ek val in die sloot. Wat doen hy? Kyk my so en dink, jou dom skaap, en hy loop aan. Nee, hy doen nie dit nie. Jy hoef nie te verdien dat God jou uit die sloot uitval, wat jy gesien het en ingeval nie. Dit is hy wat in goedheid, nie verdienste, omkyk. Hy wil jou help, hy hoef jou nie te help nie. Amen. Sien die geleenthede in alles in, selfs in die negatiewe. Ek wil jou bemoedig vandag, as daar negatiewe goed in jou lewe gebeur, sien, stop, wag, kyk, wat gaan aan? Waar kan ek iemand seën? Of waar kan ek soek om geseën te word? Here, wil U my help of wil U hê ek moet iemand help? Seën en seëning. Amen. Goed en goedheid. God is 'n God van goedheid. Ons gaan nou by die woord kom van goedheid, oor wat presies die woord vir ons sê. Okay. Die kind van God maak die beste van die omstandighede. Hy sien God se hand in alles. 'n stikkende wiel, en prys die Here, die spaarwiel is reg. Prys die Here, die spaarwiel is reg. Die kind van God weet, dat as die wiel pap is, het God klaar vooruit gegaan en ander voorsiening gemaak. Ja, maar nou gaan ons laat wees vir iets of iets. Die oomblik toe jy bel en sê ons gaan laat wees, sê die persoon, jene, dankie tog dat jy bel, ek is ook laat. Wat ook al die geval mag wees, sien die hand van God in alles, soek die hand van God in alles. Okay. Die kind van God weet dat hy totaal bewus kan wees van God se goedheid en van God se guns, onverdiend. Die sleutelwoord is onverdiend. Die slaaf kan niks kry as dit nie verdien nie. Die slaaf voel, hy moet morning, noon en night moet hy perfect wees, hy moet 100% wees. Die kind van God wil dit doen. Hy wil die Here dien. Hy wil die wêreld seën met guns, met liefde, met goedheid. Hy wil dit doen. Hoekom? Want sy Vader is goed vir hom. 'n Mens kan nie iets gee wat jy nie het nie. As ek nie goedheid en guns en genade en liefde en vergifnis en seëning in my het nie. Hoor mooi, wat gee ek dan? Is dit wat ek dan gee nie eintlik net vals nie? Is dit nie soos 'n make-believe nie? Ek is vreeslik vriendelik, maar my hart is donker. Is dit dan nie vals nie? Daarom sê Jesus vir sy disippels, wat julle het, gee dit vir hulle. Such as you have, give unto them. And say, in the name of the Lord Jesus, be healed. Wat jy het, kan jy gee. En ouens, ek wil sê, die goedheid van God moet in die kind van God se hart die fondament vorm waarvan af ons lewe. Dis baie, baie belangrik. Waarvan af lewe ek? Lewe ek vanuit 'n slaafmentaliteit van verdienste, van prestasie, of lewe ek vanuit die goedheid, genade en liefde van God, sodat wat hy my gee, ek vir ander kan gee. En daar's nooit, ek kan nie genoeg weggee nie, want hoe meer ek gee, hoe meer ontvang ek van God. Hy's lief vir jou, hy gee om vir jou. En jy as sy kind moet dit weet, jy moet dit glo en jy moet dit aanvaar. Okay. Die kind van God, die kind in die huis, gaan ook deur moeilike tye.
Die kind van God, vir hom, is als ook nie altyd lekker nie. Maar wanneer die nie lekker en die nie verstaan van die lewe met die kind gebeur, teenstrydig met die slaaf dink hy is nie goed genoeg nie, hy word alweer gestraf, hoekom gebeur alles altyd met hom? Die kind kom uit die goedheid van God se hart, van God wat in sy hart is, en hy weet is nie lekker nie. Die kind kyk na dit en dink, joh, hierdie is moeilik, ek weet nie hoe nie, maar onmiddellik skop iets in, 'n diepe hoop in sy hart van, maar my pa is hier, my vader is hier, en ek weet hy weet, ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek is verlore, ek voel soos 'n groot mislukking. Vader, help. As kind kom hy na pa toe en hy vra hulp. Pa, help. Asseblief help. En die pa ontferm hom soos 'n vader oor sy kinders. Hy kyk nie na sy kind met oordeel en met rigide reëls en regulasies. Nee, jy's nie goed genoeg nie. Jy's onaanvaarbaar. En dit is so belangrik, ons het klaar gesien, ons is aanvaarbaar. God het ons met homself versoen en aanvaar in Christus. Okay. Die kind van God weet dat as dit nie lekker is nie en hy nie verstaan nie, dat sy pa altyd daar is en dat sy pa se planne vir sy lewe goed is. Dat dit nie onheil is nie, maar dat dit hoop en 'n toekoms is. Jeremia 29 vers 11. Ken die gedagtes, sê die Here, wat ek aangaande jou dink. Okay, so kom ons gaan kyk net gou na 'n paar basisfondamentskrifte, wat so belangrik is, en ek wil hê jy met jou hart oopmaak. Laat die Here vandag hierdie skrif diep in jou hart bære, dit in jou hart as 'n fondament lê, want vanuit goedheid en guns lewe ons. Okay, so kom ons kyk gou. Ek wil net gou genoem, Spreuke 4 vers 23 sê, want bewaar jou hart bo alles, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Nou kom ons kyk, Psalm 23 vers 6, so belangrik. Dawid sê, na sy hele lewe sê hy, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ja, hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy sê net goedheid en guns? Jy sien, want die slaaf dink, wanneer dinge verkeerd loop, waar is die goedheid en guns nou? Hier is nie goedheid en guns nie. Nee, ek lewe my lewe, ek loop my pad, ek staan op my toon, ek is 'n mens, ek lewe in 'n gebroke wêreld. Maar hoor mooi, terwyl ek dit loop, volg goedheid en guns my. Guns beteken, God doen vir jou goed wat jy nie vir jouself kan doen nie. Hy doen vir jou 'n guns, en sy goedheid omring jou. Goedheid gee vir jou wat jy nie verdien nie. Goedheid gee vir jou nie wat jy wel verdien nie. Jy verdien dat ons verdien uit ons dade uit dat ons verwerp en gestraf moet word. En God se goedheid, sy liefde, sy genade, maak dat hy ons lief het. Okay, ek gaan nog 'n paar lees wat so amazing is. Psalm 34 vers 8 sê, en ek gaan dit in Engels sê, taste and see that the Lord is good. Blessed is a man who takes refuge in him. Jy sien, as ek dink dat God net op verdienste gee, dan gaan ek ons nou nooit, in die Engels sê, I will never take refuge with God. Blessed is the man who takes refuge in him. Met ander woorde, jy gaan skuil by God. Wanneer het 'n mens skuiling nodig? Wanneer dinge moeilik is. Maar jy sien, jy moet eers proe en smaak. Jy moet proe en sien dat die Here goed is. Dan, as die moeilike tye kom, dan sê jy, ek kan by my God, by my Vader gaan wegkry. Die verlore seun, ek kan teruggaan na my pa se huis toe. Ek het weggeloop, ek het aangejaag, ek het absolute droog gemaak. Maar jy sien, goedheid en guns in die verlore seun se hart het gemaak, dat hy sê, daar is vir my hoop by my pa. En goedheid en guns volg hom. Hy het gesmaak, hy het dit geproe, en hy het gesien dat die Here goed is. Okay. Dan Psalm 103 vers 8 sê, barmhartig en genadig, goed, lankmoedig en groot in goedertierenheid is die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. God sê vir ons hoef nie bang te wees nie. En ek gaan nou terugkom na bang toe. Slawe verwag verwerping. Hoor mooi, barmhartig en genadig
is die Here lankmoedig en groot in goedertierenheid. Hoor gou mooi. Jesaja 41 vers 10 sê die volgende. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek help en ondersteun jou. Ouens, dit is so amazing. Weereens, dis nie omdat ek so 'n great ding doen nie, wil ek 'n great ding doen, wil ek gehoorsaam wees, wil ek Here dien, ja, met my hele hart, want ek het gesmaak en geproe en gesien en ervaar en beleef hoe goed God is. Dis hoekom ek dit wil doen, omdat hy my lief het, wil ek hom dien. Ek hoef nie. Ek hoef hom nie te dien, sodat hy vir my lief te wees nie. Ek weet, baie mense sal dalk wonder oor hierdie ding, maar jy hoef nie God te dien, dat hy vir jou moet lief wees nie. God het jou lief gehad toe jy 'n sondaar was. God se liefde vir jou is volkome, sonder dat jy 1 ons van verdienste voor sy aangesig het. So hoekom dien ons hom? Want ons is lief vir hom. Ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad, 1 Johannes. Amen, hy het jou lief, hy gee hom vir jou. En vanuit die feit dat God het my klaar lief, maak nie saak wat ek doen nie, hy is klaar lief vir my. Of ek het reg of verkeerd doen, hy is lief vir my. Kyk wat doen dit maak dat ek uit dankbaarheid en liefde vir hom die regte wil doen, nie moet doen nie. Alright, Romeine 2 vers 4. Besef jy nie dat dit die goedertierenheid van God is, wat ons tot bekering lei nie? Weet jy wat wil baie mense hê? Baie mense, wanneer dinge skeefloop, dan wag hulle vir straf. Hulle wag dat dinge uitkom, dat dinge skeefloop, dat dinge de mekaar gaan. Nou het ek my verdiende loon gekry. Ouens, dankie Vader in die hemel, dat ons verdiende loon aan Christus in die kruis vasgeslaan is, sodat ons nie daarvoor hoef te betaal nie, want ons kan nie. Daar's nie 'n manier ons daarvoor kan betaal nie. Ons sal sterf as ons vir 1 ons van ons eie sonde moet betaal. Ons kan nie. Maar uit liefde uit die wete van sy goedheid in my hart, soos Dawid sê, goedheid en guns sal my volg. Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, al gebeur verkeerde dinge, al mis ek die bus, God is met my en ek kan na hom toe draai. En hoor mooi, goedertierenheid, hoor mooi, lei my na bekering, na belydenis. Dit gee vir my die vrymoedigheid om te sê, Here asseblief, Here help my, ek erken, daar's 'n fout, ek erken daar's 'n situasie, asseblief help my. En weet jy wat doen kinders van God? Kinders van God is bly as hulle vriende, hulle familie, mense wat hulle ken, wat seer gekry het, gesond word, wat verdwaal het, gevind word, wat weg was en terugkom, wat kwaad en mismoedig en verlore was, as hulle terugkom, is kinders van God. Die kind in die huis is bly as 'n kind wat verlore is terugkom. Ok, Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenheid van God, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Geen einde nie. Daar's geen einde aan Jesus se liefde, krag en barmhartigheid in jou lewe nie. Daarom kan jy hom met vrymoedigheid dien. Daarom kan jy uitgaan en jy kan ander seën en ander bless ensovoorts. Joune gaan nie opraak nie. En jy gaan nie in 'n situasie kom, ek gee nie om wat met jou gebeur of met my gebeur nie. Nêrens kan ons wees waar God se goedheid en guns ons nie volg nie. As ek in 'n gat val, is God se goedheid en guns daar. As ek op die berg loop, is sy goedheid en guns daar. As ek swaar kry, is sy goedheid en guns daar. En dit is wat my na hom toe bring. Dit is wat my na hom toe laat draai. Jy sien, die slaaf wil nie na sy vader toe draai nie. Hy wil nie eens van hom vra, kan ek nie asseblief vanaand braai nie, want hy dink, Here, ek het nou nie daai ding presies so gedoen nie. Ek het nie daai ding presies so gedoen nie. Want jy sien, die aanklaer van die broers kla hulle aan dag en nag voor die Here. Die duiwel kla God se kinders aan. En hy sê vir hulle, ag, jy is nie so perfek nie. Moenie dink jy is so goed nie. Hy doen dit, ouens, en ek wil jou bemoedig. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Jesus preek en demonstreer 'n verhoudingsevangelie. Hy sê, volg my, loop saam met my, kyk vir my, hoor my, laat my toe om jou herder te wees. Dis 'n verhouding, dis naby aan mekaar wees. Dis nie eenmal op 'n week en op 'n Sondag 'n bietjie vir die Here tyd gee nie. Dis dag vir dag, hoor sy stem, loop saam met hom, wees daar, sien, smaak, proe, ruik God se goedheid. Dit vul jou hart in 'n fundament
van goedheid. En vanuit goedheid vloei die oorspronge van ons lewe. Hy preek 'n verhoudingsevangelie, nie 'n werke en 'n verdienste evangelie nie. Uit verhouding gee God ons die krag om hom te dien. Hoor mooi. Hy maak my voete soos die van 'n hert. Habakuk 3 vers 18. Hy maak my voete. Hy lei my. Hy gee my goddelike vermoëns, nê, om te kan doen wat ek moet doen. En as dit skeefloop, is goedheid en guns daar om ons te seën, te help en te bewaar. Die woord sê ook ver vir ons, dat God, dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te doen. Ouens moet nooit dink dat jou liefde vir God is jyself nie. Moenie dink dat wanneer ek en jy iets reg kry, ons byvoorbeeld een of ander taak verrig en dit werk en ons doen vir die Here iets. Moenie dink, wow, kyk vir my nie. Weet jy, weet vir 'n feit, God het in my gewerk. Hy het in my die wil gegee om dit te doen. En wat kan ek doen as dit klaar is? Opkyk en sê, dankie my Vader, dankie. Ek wil jou vandag seën en ek wil vir jou sê, as jy vandag soos 'n slaaf voel, as jy voel, jy's nie altyd welkom in die huis nie, jy mag nie ingaan nie, jy verdien dit nie, jy's nie goed genoeg nie. As jy vandag daai persoon is wat voel, wel, hoekom gebeur alles altyd met my? Hoekom dit? Dan wil ek vir jou vandag sê, jou pa, jou vader, nooi jou in sy huis in. Hy sê, my kind, alles wat hier is joune. Jy hoef dit nie te verdien nie. Jy kan inkom. Ek het klaar, deur Christus se bloed, jou skoon gewas, sodat jy niks hoef te verdien nie. Jy kan dit net ontvang. Jy kan kom ontvang in my teenwoordigheid. Kom in my huis in en kom geniet en kom ontvang die beloftes van God wat in Christus Jesus vir jou waar geword het. Prys sy wonderlike naam. God het jou lief, meer as wat ons ooit kan verstaan. En ek wil jou vra om te ontdek God se goedheid, God se guns, God se liefde, God se getrouheid, God se goedertierenheid. Want dit is die bron waarvan af 'n kind te midde van enige iets in hierdie wêreld kan lewe. Jy vandag as kind van God is 'n kind. Jy mag nie as kind die Here dien soos 'n slaaf nie. Prys sy naam, mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. Here God, ek loof U en ek prys U dat U die prys betaal het sodat ons kinders mag wees. Kinders in 'n huis. Kinders wat die reg en die toegang tot U goedheid het, wat op U skoot mag sit, wat in U teenwoordigheid mag wees, wat kan uitroep om hulp wanneer daar uitdagings en probleme is, wat van vreugde en blydskap kan uitroep en kan lag en juig as gevolg van die ervaring en die wete van die goedheid. Seën U asseblief U kinders. Lei hulle, bewaar, beskerm hulle, Here. En deponeer asseblief U goedheid in U kinders se harte in. Vandag wil ons die slaafmentaliteit kanselleer, dat ons uit verdienste uit voor U moet kom, dat as ons nie verdien nie, is ons nie goed genoeg nie, en dat alles met my altyd skeefloop. Here, ek wil daai leuns vandag bære, wil dit kanselleer, en ek wil vandag bid, dat U kinders sal seën, dat U 'n diep wete van U goedheid en liefde toegedraai, ons ingemaak het in Christus. Dankie Here, ek prys U heilige naam. Amen. Mag die Here jou seën en weet en ontdek en sien dat God goed is. Amen. Gaan in sy wonderlike vrede. Amen. Oh, the love of my Savior. Oh, the love of my King. Pierced for my transgressions, broken for my sin. My punishment was upon you. You wore the crown of my shame,
shaking. Worship Him in spirit.